Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Welkom al ons kykers hier op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons praat nou al die hele maand oor daai woordjie rekmerke, geestelike rekmerke. En ons gebruik Handelinge 3, waar Petrus en Johannes 'n verlamde man genees. Vandag gaan ons na ons 4de beginsel kyk van hoe word jy gerek in die lewe. Voordat ons na die 4de beginsel kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is besig nou al vir 3 weke om te kyk na Handelinge 3, waar Petrus en Johannes 'n verlamde man genees. Ek gaan net vinnig met jou die puntjies raak. Ons het sê ek en jy moet gerek word om 'n geestelike lewe te leef. Ek en jy word in alles gerek, maar geestelik baie keer baie min. Ons word gepamperlang geestelik. Daar word maar bietjie poeiertjies gegooi en die predikante praat nie te reguit nie en jy weet ons raas nie te kwaai nie, maar dit is nodig dat ons ook geestelik gerek word. Ons het sê hoe word ons gerek? Eerstens die vriendskappe wat ons in ons lewe het. Die verskil tussen 'n Petrus en 'n Johannes. Hoe hierdie twee van mekaar verskil, maar hoe hulle saamloop in die bediening. Tweedens het ons gekyk hoe hulle tussen Sondae in dissipline gebly het. Hulle het tussen die Sabbat het hulle gegaan en hulle was 3 uur by die gebed en daar het 'n wonderwerk ontstaan omdat hulle tussen Sondae heilig leef. Groot uitdaging vir almal van ons. Tussen Sondae voluit vir die Here te leef. Derde beginsel was iets van waar sit jy? Waartoe gaan jy met jou probleme? Die verlamde man het mooi poort toe gegaan. Waartoe hardloop jy met jou lelik? En dan saam met dit was die uitdaging, is ons die tipe kerk waartoe lelike seer mense kan hardloop, sodat hulle genade by ons kan kry, wonderwerke by ons kan kry. So dit was iets van die 3 boodskappe tot nou toe. Nou die 4de boodskap wat ons nou oor gaan praat is daai kragtige woorde van ek het nie 'n sent op my naam nie, of die ou vertaling silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Voordat ons na daai woorde kyk, kom ons gaan lees weer, Handelinge 3 vanaf vers 1 af saam. Hy sê, op 'n dag het Petrus en Johannes tempel toe gegaan om te bid. Dit was teen 3 uur die middag. Hulle het by een van die tempel se ingange met die naam Mooipoort ingestap. Daar het 'n man elke dag gesit en bedel. Hy was van sy geboorte af verlam. Toe Petrus en Johannes by hom verbystap, vra hy hulle of hulle nie 'n geldjie vir hom het nie. Petrus het gaan staan. Kyk na my, het hy vir die verlamde gesê wat daar voor hom op die grond gesit en staar het. Die man was dadelik die ene oë en ore. Ek het nie 'n sent op my naam nie, het Petrus gesê, maar ek gaan vir jou iets baie beters gee. Ek sê nou vir jou, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Hy sê, Petrus vat toe die man sy regterhand en trek hom op. Onmiddellik het sy voete en enkels nuwe lewe gekry, sodat hy kon opstaan en loop. Hy het toe saam met hulle by die tempel ingegaan. Hy was so bly dat hy rondgespring het van vreugde, terwyl hy hardloop, lag en huil.
Hy het God se naam aan mekaar groot gemaak. Sy vreugdedans het gou die ander mense se aandag getrek. Toe hulle agterkom dat dit hy was wat elke dag by die Mooipoort gesit en bedel het, kon hulle oë nie glo nie. Toe die mense ook nog sien hoe die man sy arms om Petrus en Johannes gooi, het hulle almal begin stroom na die pilaargang van Salomo waar Petrus hulle gestaan het. Soos ek sê, is nou al die derde week wat ons vierde week wat ons al hierdie skrif saam lees. Kom ons gaan by ons vierde punt, of kom by ons vierde punt. Dit is hierdie woorde waar Petrus stop, vir die man sê, kyk vir my, die man kyk vir hom, en hy sê vir die man, silwer en goud het ek nie, of daar's nie 'n sent op my naam nie, maar ek gaan vir jou vandag iets groters gee. En die naam van Jesus Christus staan op en loop. Hierdie is die kragtige woorde wat ek dink almal van ons se hart roer, is daai, wat het ek in die lewe om vir mense te gee? En hoe baie van Jesus het ek om vir mense te gee? En iets van die vraag, is dit nie makliker om silwer en goud te gee nie? Want het is baie keer moeiliker om Jesus te gee as om silwer en goud te gee. Nou kom ek vat jou gou in Petrus se wêreld in. As man of as disipel leer Petrus iets wat ek dink baie belangrik is. Hy leer, Jesus stretch my die heeltyd. Hoor gou, ek dink baie mense het al hierdie woorde gesê. Ek wens ek kon saam met Jesus geleef het. Het jy al daaraan gedink, ek wens ek kon 2000 jaar terug geleef het in Jerusalem, Galilea om die see, saam met Jesus geloop het, fisies aan hom geraak het, fisies aan hom gevat het, geluister het, sy oë gesien het. Ek wens ek kon net voor hom neerval en jammer sê en huil en ek het soveel emosie as ek dink, ek wens ek kon fisies by Jesus gewees het. Hier is die waarheid. Het was nie altyd so lekker by Jesus nie, want hy het sy disippels gestretch, die heeltyd. Hy het die heeltyd vir hulle rekmerke gegee. So Petrus is gewoond aan Jesus rek my. So kom ek gee vir jou voorbeeld. Ek het hom al genoem. Petrus is deel van 12 disippels en een van hierdie disipel is 'n erge tollenaar wat geld insamel by die Jode vir die Romeine. Hulle het hulle honde genoem in daai tyd. Het die Jode gesê, daar gaan 'n hond. 'n regte Romeinse brak, het hulle eintlik gesê. Want hierdie ou vat ons geld te gee vir die vyand. En dan in dieselfde 12 disippels was daar 'n man gewees, die Siloot, en 'n Siloot was iemand wat 'n weermag, deel van 'n weermag was, wat beklei het teen die regering. So kan jy dink, in ons politieke omstandighede, en ek wil nie nou twee partye of groepe mense noem nie, maar ek dink jy kan jou eie voorbeelde gebruik. Die een beklei vir en die een beklei teen polities se stories. En Jesus sit hulle in een groep. So hy stretch hulle. Onthou die dag toe hy vir hulle gesê het, gee julle vir hierdie 5000 plus mense kos? En dan sê maar, ons het niks nie, waar moet ons vir hulle kos kry? Hy stretch hulle. En die broodjies en die visies, en dit word vermeerder. Kan jy onthou toe hy op die water geloop het, en hulle dink is 'n spook, en hy sê vir Petrus, as jy glo, hoekom klim jy nie uit en loop saam nou op die water nie? En Petrus, Here, as dit regtig hier is, spreek die woord dat ek kom, en Jesus sê, maar kom. Hy stretch hom, en so kan ek nou aanhou en aanhou. Kan jy dink die stretch om daar te staan en Jesus word gevange geneem, en Jesus word gemartel, en Jesus word gekruisig? Kan jy die stretch in sy denke dink, Petrus denke van, hier is my Messias, hier is die ou wat ek volg, hier is die ou vir wie ek my laaste 3 jaar van my lewe gee, ek het my besighede, ek het alles gestop, ek volg hierdie ou en hier gaan hy dood. Ek bedoel, hoe word hy gestretch, né? En dan, Jesus staan uit die doodheid op, hy kom by die leë graf, Jesus verskyn aan hulle, en hulle, Thomas kan sy vingers in die gate van Jesus se hande druk. Ek bedoel, dit moes Petrus en alle disippels rekmerke gegee het. Hier is die laaste rekmerk. Jesus staan en vaar op voor hulle oë, in die wolke, en hy sê vir hulle, van nou af, doen julle my werk. Ek gaan op na die Vader toe, ek gee vir julle die Heilige Gees, ek's nie meer hier fisies by julle nie, nou gaan ek op. Hier is die laaste stretch, ek's nie meer daar nie. Nou moet julle glo, nou moet julle deur die Heilige Gees bid, nou moet julle vertrou, nou moet julle uitfigure wat my wil is. Onthou, hulle het nie 'n Bybel ook gehad soos ons nie. Die Bybel het gestop in die Ou Testament. Dit was eers 300 jaar later wat hulle 'n Nuwe Testament geskryf het. So hulle het nie boeke, hulle het nie geskrifte, hulle was 12 ouens, 120 ouens in die bovertrek, wat nou hierdie boodskap moet verder vat. En jy dink daai stretch. Nou hier kom nog 'n stretch. Petrus kom by 'n man aan met behoefte. En hy het al gesien Jesus hierdie wonderwerke doen.
En hy het al gesien hoe Jesus blind is en krepeel is en al hierdie mense genees. En ewe skielik, soos ons in tennis sê, the ball's in his court now. Ewe skielik is die bal na hom toe geslaan. En Petrus word gestretch met, wat gaan jy doen? Hier's behoefte. En ek en jy word vandag gestretch met hierdie woorde. Wat gaan ons in hierdie land doen? Wat gaan ons aan armoede doen? Wat gaan ons met korrupsie doen? Wat gaan ons met oneerlikheid doen? Wat gaan ons met ons eie sonde doen? Wat gaan ons met ons foute doen? Die bal is ewe skielik in my en jou kant van die baan. En Jesus sê, ek het opgevaar hemel toe en ek vertrou, jy gaan die beste besluit neem wat jy kan neem. En hier is van ons besluite wat ons deur die jare geneem het en aangeleer het. Ons het geleer, kom ons maak silwer en goud bymekaar. Want dit is baie makliker om vir 'n arme mens 'n kospakkie te gee as om baie keer vir 'n arme mens Jesus regtig te gee. Jy sien, dis makliker. Ek het dit geleer hier by ons eie gemeente, né? Welsyn, miracles, 10,000 kospakkies, 10,000 klere, al hierdie klas van goed, ons maak dit bymekaar, mense bring hulle goed, dis behoefte, dis armoede, dis maklik. Het jy al regtig gewerk en gestap saam met mense wat niks het? En jy moet vir hulle Jesus gee, en hulle kyk met daai oë na jou toe waarmee daai man gekyk het met afwagting van, wat gaan jy vir my gee? Hoe gaan jy vir my sorg? Hoeveel geld gaan jy my gee? Wat se werk gaan jy vir my gee? Hoe gaan jy my op my voete plaas? Hoe gaan jy my hele lewe regkry? En jy is soos, silwer en goud is nie die antwoord nie, my vriend. Jy het Jesus nodig. Maar hier is ons bekommernis. Dis makliker om geld bymekaar te maak as om Jesus bymekaar te maak. Want jy sien, Jesus het geloof in ons harte. Jesus is iemand wat ek moet leer ken deur dissipline en studie. Jesus is iemand wat ek leer ken tussen vriende en gemeentelede en konflik en situasies. Om regtig te sê wat Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar hier's Jesus, dit vat 'n leeftyd. Dit vat 'n leeftyd van stretch, van ongemaklikhede. 3 jaar plus is Petrus gestretch om regtig Jesus te leer ken en in hom te hê, sodat hy kan sê, silwer en goud het ek nie. Ek wil jou goue 'n vergelyking trek tussen Petrus, wat sê silwer en goud het ek nie, maar ek gee vir jou Jesus, en Paulus. Hoor mooi, in Filippense 3, skryf Paulus, hy sê, as dit oor die wet gaan, ek hou die wet. As dit gaan oor 'n Hebreër wees, ek is 'n Hebreër. As dit gaan oor die skool, ek is by Gamaliel geleer, beste skool, Harvard University, ek is by die beste plek in my wêreld gewees. As dit gaan oor fanaties, ek was 'n fariseer, 'n sadiseer, ek het die wet gevolg, ek het die kerk vervolg. Ek het alles gehad. Dis eintlik wat Paulus sê. Paulus het geskryf, ek het silwer en goud, ek het alles. Dan skryf hy in Filippense 3:9. Hy sê, maar ek het alles as drek beskou. Want ek wil eintlik net Jesus sê. En interessant, Petrus en Paulus, Petrus sê ek het niks, maar ek het Jesus, en Paulus sê ek het alles, maar ek soek eintlik Jesus. En ek dink ek en jy is baie nader aan Paulus, né? Onthou, Paulus het nooit Jesus fisies ontmoet nie, hy is in die geslag daarna. Het hy tot bekering gekom, toe die vervolging begin het teen die kerk. So Paulus het nooit fisies Jesus ontmoet nie, as jy het so wil uitdruk. En nou sê Paulus, weet jy, ek los godsdiens, ek los reëls, ek los wette, ek los titels, ek los ampe, ek los wat mense van my sê, ek los wat mense van my dink, ek beskou alles as drek. Hoekom? Want ek soek Jesus. Hier is die groot vraag, hoekom Jesus? Want ek dink almal van ons weet, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Daar sal in geen ander naam redding kom as in die naam van Jesus nie. En geen ander naam sal daar verlossing kom as in die naam van Jesus nie. Die hoop is in die naam Jesus. Die naam bo elke naam, wat aan die regterhand van die Vader sit. En as ek en jy Jesus nie regtig ken nie, dan probeer ons godsdiens, dan probeer ons geld, dan probeer ons manipulasie, ons probeer triks. Want ons ken nie Jesus nie. En hierdie is die uitdagende stuk, hierdie is die grootste stretch van hierdie boodskap eintlik. Het ek en jy, het die kerk regtig Jesus om vir mense te gee. Nou is die goeie nuus, Jesus staan met sy arms oop, Jesus sê ek is beskikbaar, jy kan my leer ken, Jesus sê ja, dit gaan 'n prys vat, dit gaan rekmerke vat, maar hier is ek wil hê jy moet my ken, net soos Paulus, ek wil hê, los jou godsdiens, los jou wette, los waarop jy staat maak, los jou silwer en goud, en leer my ken, my liefde, my genade, my tweede kanse.
Die manier hoe ek na mense kyk, hoe ek jou raak sien. Paulus skryf in een van die gedeeltes, hy sê, ons ken niemand meer na die vlees nie. So ek sien nie meer mense raak hoe hulle lyk nie. Wat sê hy vir hom? Hy sê, ons ken nou almal deur Christus. Met ander woorde, Paulus het geleer om Jesus te ontvang en nou deur Jesus na die wêreld te kyk, na die stikkindheid te kyk. Ek weet nie van jou nie, maar het voel vir my, ek het nog 'n ver pad om te gaan, nee. Het voel vir my, ek is baie nader aan Paulus as aan Petrus. Ek's baie makliker om te sê, ek het dalk 'n paar silwer en goud, nee. Maar ek het nie altyd Jesus nie. Kan ek tyd raak min, kan ek vir jou vinnig vat net. Ek love die gedeelte waar Petrus sy hand uitsteek, die man aan die regterhand vat en hom optrek. So, hoor mooi wat hy sê. Hy sê vir hom in die naam van Jesus, staan op en loop. En die ou bly sit en kyk, kom so aan en sê, wat, waarvan praat jy? Wat, is jy laf? En dan kom Petrus, so hoor mooi, hy praat nie net oor Jesus nie, hy leef Jesus, hy glo. Hy vat die man aan die arm en sê, kom Pel, ek het sê loop, en hy trek hom op. Mense, ek weet nie van jou nie, dis geloof. Dis om te weet, ek het nou vir iemand Jesus gegee. Ek dink as dit vandag gebeur in die moderne tyd, sou daai verlamde man gesê het, hey, ek gaan jou dagvaar vir alles wat jy het, wat is jy besig om met my te doen, jy kan my nie rondtrek in die strate nie, en dan sal hy onthou, ek kan jou nie dagvaar nie, want jy het nou net sê, het nie 'n sent op jou naam nie, so die dagvaring gaan nie eers help nie, so los my net uit. Maar hy vat hom aan die regterhand. Daai regterhand is ook 'n rede, daar's iets van, hoor jy, ek vat jou aan jou gesag, ek vat jou aan jou autoriteit, ek vat jou aan wie jy nog altyd was as mens, en ek sê nou vir jou, staan op en loop. Daai krag om met sulke woorde Jesus vir mense te gee, dit vat baie strekwerk deur jou lewe. So dink bietjie terug aan al die gestrekkery wat Jesus met sy disippels gedoen het. Dink aan al die skokke, dink aan al die vrae, dink aan al die hoekoms, dink aan Here, hoe werk jy, hoekom doen jy dit, hoekom sterf jy, hoekom 'n kruis, hoekom bring jy nie kos saam nie, hoekom loop jy op die water, hoekom bid jy so deur die nag, hoekom kon ons nie hierdie sieke gesond maak nie, hoekom werk dit nie, hoekom is daar soveel sonde, hoekom is daar soveel hartseer. Petrus, hulle het geworstel met Jesus. En eers as jy met hom geworstel het en gestoei het, kom jy op die plek waar jy sê, silwer en goud het ek nie, maar ek dink ek het nou Jesus. En in die naam van Jesus bid ons vir hierdie land genesing. In die naam van Jesus, dis ons antwoord, bid ons vir iets nuuts om te gebore word. Voordat ons gaan saam bid, kom ons luister na hierdie volgende lied. Hy is wonderbare raadsman, hy is sterke God, hy is ewige Vader, hy is vredevors, hy is my lewe, hy is alles vernietig en jy, dis ek totaal in die hande, die beste plek vir Hy is wonderbare raadsman, hy is sterke God, hy is ewige Vader, hy is vredevors, hy is my lewe, hy is alles te nietig en jy, is ek totaal in die hande, die beste plek vir my. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek het Jesus nodig vandag, en mense wat sê, Andries, ek wil Jesus beter leer ken. So, kom ons bid dit nou saam. Hemelse Vader, ons het soveel verlamdes, krepeles in ons wêreld. Ons het soveel stikkende mense as gevolg van sonde. En hulle behoefte is nie silwer en goud nie. Ja, ons dink dit is silwer en goud. Ons dink is 'n huis en 'n kar en klere. Here, maar U leer ons, die regte antwoord van hierdie lewe is Jesus. En nou wil ek bid, Here, help ons om Jesus te ken en Jesus bekend te maak. Help ons om Jesus te lewe. Help ons om nie net Jesus te praat Sondag nie. Help ons om nie net hoorders te wees nie, maar daders te wees van die geloof. Dankie daarvoor, dankie Jesus, dat U die antwoord is vir elke mens en dat U met liefde na elke mens kyk. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.